So welkom aan elkeen en dit is so lekker om hier so te kan wees en ek wil eintlik vanoggend se diens begin deur vir jou 'n vraag te vra. En hierdie vraag is 'n vraag wat jy so klein bietjie jou kop moet laat gaan. Dit wat jou die meeste frustreer, dink so klein bietjie aan dit, die dinge wat jy so ek wil eintlik die woord, is 'n sterk woord om te gebruik, maar die dinge wat jy so haat. Nou jy mag nie iemand tik langs jou nie, want dis nie 'n persoonlike ding nie. Ek praat van dinge, ek praat hier van kwessies, ek praat hier van probleme. Dink aan die volgende. Voel jy nie baie keer net, ek wens net iemand kon iets verander nie. Ek wens iemand kon net kom en letterlik die probleme, die goed wat net nie reg is nie, kom en dit heeltemal kom fix. Ja, het jy al dit ooit gedink, is dit dalk net ek? Ek weet nie of julle kan onthou, maar is iets soos load shedding, is daar nie. Wens julle net iemand, en ek voel soos, ons het dit nou lang terug gehad, maar hy kom so elke keer net so vir 'n dag om te sê, hey, ek is nog hierso, moenie van my vergeet nie. En wens jy net iemand kon, ek weet hierdie probleem is nou al vir jare. Dus kan iemand nie net iets doen nie? Kan iemand iets bou of iets regkry? Kan iemand nie net iets doen nie? Miskien is dit dalk nie vir jou so bad nie. Ek meen, miskien het jy dalk nou besluit, okay, hierdie solar panels gedoen, jy's fine, jou battery hardloop mooi, load shedding kan maar kom, jy's reg. Maar wens jy nie net iemand kon iets gedoen het aan dalk 'n korrupsieprobleem nie? Jy hoor net van die getalle wat keer op keer gesteel word, goed wat nie werk nie, goed wat nie okay is nie. Hierso lyk die baie redelik goed by ons, julle pothole. Dis nie eers meer potholes nie, dis manholes. Jy hang af wat se kar jy ry, jou kar kan letterlik wegraak in een van daai goed. So, voel jy net, baie keer jy kan na 'n probleem kyk en wens, ek wens net iemand kon iets doen aan hierdie nie. Miskien is dit dalk 'n bietjie meer 'n persoonlike ding. Miskien is dit jou man of jou vrou, en asseblief regtig weer eens, moenie hulle tik nou nie, want ek dink ek kan van hier af redelik goed sien, maar as hulle die probleem is, moenie hulle nou tik nie, maar jy wens net iemand kon hulle help, jy wens net, ja, hulle kan net bietjie regkom, of miskien is dit jou kinders, jy wens net iemand kon iets gedoen het rondom hierdie situasie, of miskien is dit dalk bietjie meer ernstig as hierdie, miskien dalk is dit 'n siekte, 'n familielid, 'n vriend, 'n vriendin wat baie naby aan jou is. En kom ons eerlik, jy wens net iemand kon iets gedoen het. En as ons eerlik moet wees met onsself, en jy sit hier, soms voel ons, ek wens net God kon iets doen. Ons praat van hierdie groot almagtige God, dat enigiets kan doen, wat die skepper van hemel en aarde is, die een wat enige gedagte kan ken, kan weet, enige ding kan skuif. Ek meen, toe hy gepraat het, toe skep hy hemel en aarde. Jy wens baie keer net hy kan ietsie doen. Jy wens net baie keer hy kan 'n verskil maak in die situasie waarmee jy sit. En ek het tot die volgende konklusie gekom, en ek weet nie of jy al hierdie besef het nie, maar hierdie was 'n groot openbaring vir my. Lewe is onregverdig. En nou dink jy, Morney kon beter gedoen het. Ons moes iemand local gekry het om te kom kuier. Maar rondom hierdie hele frase, het jy agterkom, lewe is net onregverdig? Lewe is net nie eintlik die ou wat die meeste insit, gaan die meeste uitkry nie. Dit is net nie hoe dit werk nie. So ek wil eintlik ietsie deel rondom my hart, en 'n boodskap wat ek voel genuine 'n impak kan maak op elkeen van ons, en iets wat die Here met my gedeel het oor, so wat doen 'n mens as lewe onregverdig is, en dis eintlik maar die tema rondom vandag se boodskap. So as jy sit en jy voel en jy beleef net onregverdigheid, en jy wil graag iemand moet iets doen, jy wil net hê iets moet reggemaak word, en ek vir jou goeie nuus. Eendag lang gelede sit Jesus op 'n berg, en 'n klomp mense wat gehoor het wat hy vir ander mense sê, gehoor het wie hy is, gehoor het hy loop en hy genees mense, hulle sien die wonderwerke van sy dade, hulle hoor dat hy ongelooflike goeie mens is. Van die mense begin nou aantuigings maak en sê, maar hy's meer as 'n mens, hierdie ou is 'n profeet, hierdie ou is dalk meer as die profeet, hy's dalk die Messias, hierdie is die persoon waarvoor mense gewag het. En bo op 'n berg sit 'n klomp mense, wat se omstandighede nie heeltemal ver verwyder is van die eerste vraag, wat dalk vir ons baie relevant is, nie, maar vir hulle ook. Ek meen, hier is die volk van God, die mense wat geroep is, die beloofde mense, die beloofde land, en tog is hulle onder Romeinse beheer. Tog word hulle vervolg en word hulle onderdruk deur ander mense, deur ander wette. En hierso kom Jesus en hy sê, luister, as julle voel, lewe is onregverdig, leg gou en ek wil graag vir julle ietsie sê. En ek dink nie julle besef nie,
Jesus se prediking was van die beste gehalte gewees. Hy het dit so reg gekry om mense te kry om vorentoe te lê en in te lê op hierdie storie, en hy's besig om sy hart uit te preek, en hy kom op hierdie volgende frase af. En as jy sit met daai vraag, maar ek wens dit iemand kon iets doen, sê Jesus die volgende. Hy sê in Matteus 5 vers 6, die eerste gedeelte, sê hy, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Salig, ander vertaling sal sê gelukkig, vredevol is mense wat daarna op soek is om te doen wat reg is. Reg is, en kom ons wees eerlik, as meer goed gedoen wat reg is, as meer mense reg lewe, as daar meer geregtigheid was tussen ons, dan sal ons nie eintlik soveel probleme hê nie. Loadshedding sal nie 'n ding wees nie, want almal doen hulle regte werk. As jy dink aan jou huwelik wat dalk op die oomblik reg is nie, daar was dalk iets gebeur en daar het goed plaasgevind wat jou regtig seer gemaak het. Selfs in daai situasie, dinge wat nie reg is nie, sal reg wees as mense net meer besluit het om reg te lewe. Is meer probleme sal baie meer vinniger opgelos word as almal net reg lewe, is dit nie? Maar my vraag is, as dit die antwoord is, as ons net reg moet lewe, hoekom is dit dan nie so nie? Hoekom is dit wat ons so baie keer probeer, ons doen die regte ding, jy lees bietjie jou Bybel, jy bid, jy besluit om vir 4 weke, julle in 'n ry kerk toe te kom. 4 weke, jy besluit, 4 weke, nou wil die Here nie eens een van jou gebede antwoord nie. Hoe's dit reg? Jy vra al hoe lank vir daai Ferrari? Ek is eerlik, ek is nog nie daar nie. Soos ek sê, in die vol 3 bakkie sou vir my great wees. En ek gaan elke Sondag kerk toe. Dit is my werk, maar nog steeds, ek dink is 'n prestasie. En ek voel net, ek wens net geregtigheid kon vir my ook geskied. Miskien sê jy voel dieselfde. Maar wat Jesus wil doen is, hy lê in en hy probeer vir hierdie mense iets leer. Hy probeer vir hulle sê, luister, dit wat ons dink reg is nie noodwendig wat vir hom reg is nie. So wat beteken geregtigheid? Wel, eenvoudig om reg te wees. En weer eens, dit verskil van persoon tot persoon, as jy dood eerlik moet wees. As jy my dogtertjie, my seentjie moet vra, ek het 'n dogtertjie van 4 jaar oud, haar naam is Jordan, sy is 'n engel. Sy is die oulikste ding. Sy en Loa, dink ek, is 2 weke uit mekaar uit, en hulle love mekaar om by mekaar te speel. Inteendeel, Loa, toe sy hoor ek kom hierdie kant toe, is baie upset, dat dit net ek is. Maar my seentjie, Luke, hy's Luke, hy's 2 jaar oud, en hy is 'n warrelwind. Ek wens julle kon sien hoe hy lyk. Hy is die ongelooflikste, besigste, ek gaan maar net sê besig, hy stout ook, ek gaan nie eens hier voor staan en vir julle jok nie. En sy favourite ding is om sy sussie te tart. Nou as jy vir sy sussie, of vir Luke moet vra, wie is reg? Raai wie is reg? Die een wat benadeel word. Is reg is 'n relatiewe ding in hulle term, want vir haar is dit nie reg dat hulle moet deel nie, vir hom is dit net reg dat hulle moet deel. Maar weet julle wat vind ek is een van die onregverdigste dinge? As ek en my vrou is ongelooflik 'n ongelooflike vrou, ongelooflike mooi mens, en ek is so dankbaar dat ek haar het in my lewe, maar een van die dinge wat sy doen wat regtig nie reg is nie, is as ons so oorkant mekaar moet sit en ons het 'n date night en ons gesels so klein bietjie oor die lewe. En ek bestel kos en ek sê vir haar, soek jy enigiets? Nee, ek's nie honger nie. En ons kyk mekaar in die oë en my kos val hier voor op my tafel en sy soos, mag ek 'n hapie kry? Is dit net vir my of vir een van die onregverdigste goed wat ooit moet gebeur met enige van ons? Dis net nie reg nie. Maar reg verskil van een opinie tot 'n ander. Maar vir God is daar 'n reg en 'n verkeerd. Vir God is daar absolute. Vir God is daar nie grys areas nie. Maar die perspektief oor wat reg is, hoop ek regtig julle kan sien, hy ons klein bietjie ons prentjie verander. So, in ander vertaling beskryf hy dit so, in die Nuwe Lewende Vertaling, sê gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is. Jesus tref onderskeid en hy sê, jy moet nie net op soek na wat reg is vir jou nie, jy moet op soek wees wat na reg is vir God. En wat reg is vir God, is daar 'n term wat beskryf word, en as mense gaan kyk na die Hebreëus, dan sê die woord mishpat. Nou, dis 'n baie unieke woord, dis 'n snaakse woord, mishpat. Maar wat hierdie woord beteken in sy konteks, een keer,
in amper die hele skrif beteken dit net een keer die geregtigheid en reg wat ek en jy ken. En die reg wat ek en jy ken, staan bekend as geregstellende geregtigheid. En geregstellende geregtigheid is wanneer jy iets gedoen het, en ek wil vir 'n oomblik hê jy moet net 'n prentjie verbeel, is as 'n mens kyk na gewigskaal, gewoonlik Lady of Liberty het so enetjie wat sy neersit, en vir die bietjie verkeerd wat jy doen, moet jy gestraf word dat dit uitbalanseer. So as jy een keer vir my gesê het, ek het lekker paasfees gehou, en dit lyk of ek die paashaas ingesluk het, raai wat, jy moet 'n klomp goed doen om daai reg te maak. As iemand al een keer jou te nagekom het, en jy het gehoor iemand het van jou agter jou rug gepraat, net om jammer te sê is nie noodwendig altyd genoeg nie, dit moet geregtigheid laat geskied. Miskien as jy dalk iets gesteel het, en as jy iets gevat het, dan, jy kan nie net gaan en net die ding teruggee nie, jy moet sommer rente op daai teruggee, want dit moet, wat verkeerd is, moet reggemaak word. En hoe baie keer ervaar ons hierdie, nie net as ouers nie, maar in ons huwelike, in ons skole, dat die tipe geregtigheid wat moet geskied is, as jy my te nagekom het, beter jy dit regmaak. En glo my, ek is nie hier om te sê, ons moet nie laat geregtigheid geskied nie, glad nie. Maar wat Jesus hier wil doen, is hy wil ons perspektief verander en sê, maar ek is nie eintlik besig om te praat oor geregstellende geregtigheid nie, want wat ons gaan later 'n bietjie praat oor hoekom hierdie 'n groot probleem vir my en jou kan wees. Jesus sê, ek is in dit, en hierdie woord mishpat beteken herstellende geregtigheid. Is toe hy sê, jy moet honger en dors na dit wat reg is, sê hy, daar's 'n klein verskil tussen wat jy dink reg is en wat ek dink reg is. My hart, my fokus, en wanneer dit kom by herstellende geregtigheid, gaan nie net oor dat God wil hê dat dit wat jy verkeerd gedoen moet regmaak nie. Hy wil hê jou hart moet reg wees. Groot verskil. En die rede hoekom hierdie belangrik is, die rede hoekom dit so ongelooflik mooi was, en hoekom God se genade so groot is, om hierdie tipe geregtigheid op elkeen van ons op ons moet toepas, is om eerlik te wees, Jesus wil nie net hê, dat wanneer jy een keer gesteel het, wanneer jy een keer gejok het, wanneer jy egbreek een keer gepleeg het, wanneer jy verneek het, wanneer jy 'n transaksie onder die tafel gedoen het, jy dit moet regmaak deur net dit reg te maak nie, want raai wat gebeur as ek en jy dit net regmaak en niks in ons hart verander nie. Is ons lewe dalk reg, maar ons harte is vrot, is dit nie? Is Jesus wil nie hê jy moet voor hom staan, of God wil nie hê jy moet voor hom staan, en jy lewe reg, maar jou hart is dalk vrot nie. Is sy hart is maar kom ons maak nie net die daad reg nie, kom ons gaan op die sonde wat jy dalk net hierdie week dalk gedoen het. Ek wil nie die ding waarna jy gekyk het, die fout wat jy dalk gemaak het, moet reggemaak word deur net te sê, okay, ek gaan dit net ophou doen nie. Jesus sê, maar ek wil jou rehabiliteer, ek wil jou herstel. Ek wil dit wanneer jy voor my moet staan, jy nie net iemand is wat reg lewe, maar nog steeds is 'n pornografiese verslaafde wees nie. Hy wil nie net hê wanneer jy voor hom staan, dat jy nog steeds in jou hart iemand haat, oor iets wat hulle aan jou gedoen het, maar tog lewe jy reg nie. Nee, Jesus sê, maar wat ek wil hê, elkeen van ons moet verstaan, is hy kry die mense om in te lê, al die Jode luister, en hulle sit daar, en hulle soos, wow, hierdie is 'n nuwe openbaring. Is God wil nie net hê geregtigheid moet geskied deur jou dade wat reg is nie. Hy wil hê geregtigheid moet geskied met jou hart wat op die regte plek is. Groot verskil. Is Jesus wil hê ek en jy moet nie net reg lewe nie. Hy wil hê ons hart moet op die regte plek wees. So, die vraag dan eintlik is, hoe presies doen 'n mens wat reg is? Hoe doen 'n mens dit wat reg is? Skus, daar's 'n teksgedeelte wat ek eintlik wou gedeel het oor hoe Jesus dit so mooi reg gekry het, om te sê, maar hier's die ding wat ek wil hê julle moet besef. Johannes 3 vers 16 is een van die bekendste teksgedeeltes. So lief het God die aarde gehad, so lief het hy die mensdom gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Maar vers 17 is die een wat my kry op hierdie. Johannes 3 vers 17, het sê, God het nie net sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel, om geregtigheid te bring soos wat ons dit ken nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word, herstel kan word, om weer in verhouding met hom te staan. Die geregtigheid wat Jesus laat geskied, is soveel groter as wat ons besef. So hoe kan ek doen wat reg is? Jesus is besig om met hierdie mense te praat, ons duisende mense wat voor hom sit, en almal is besig om in te luister, en hulle het nog nie iets soos hierdie gehoor nie. Hulle kan nie glo wat hulle ore hoor nie, want basies wat Jesus vir hulle sê
Is jy wat so bekommerd is oor alles wat verkeerd is en jy wens net iemand kon iets doen? Jy is die antwoord. En hoe jy dit reg kry is, jy moet reg lewe, maar nie net moet jy reg lewe nie, jou hart moet op die regte plek wees. En hy sê, hier sou jy dit reg kry. Later, in die preek, in Jesus se bekende preek, wat bekend staan as die bergrede, Matteus 6, sê hy die volgende, en hierdie is 'n teksgedeelte wat eintlik maar herhaal word, nadat daar soveel probleme opgeduik het, nadat soveel mense bekommerd sit, sê hy, maar moenie bekommer oor wat jy gaan eet, of wat jy gaan drink nie, hy sê, hier's wat jy moet doen, is jy moet besef, nee, maak die koningsheerskappy van God, en dit wat voor hom reg is, die herstel, die hart wat op die regte plek is, wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Ja, die woord prioriteit is iets wat in ons huisgesin regtig iets wat baie oorbesin word. Want ons is 'n familie wat dit baie vinnig regkry om ons prioriteite so klein bietjie om te swaai. As ons onsself weer vind, is ons langer by die kerk as wat ons moet wees, en vir julle klink dit, ja, dit klink heilig en dit klink goed, maar onthou, ek het 2 kinders, ek het 'n vrou wat my ook nodig het. As ons weer sien, my vrou het haar eie besigheid begin en besig om haar goed te hardloop, is sy langer besig met werk as wat prioriteit is. As self weer vind, is daar dalk dae verby wat ons net nie by 'n plek uitgekom het waar ons so intentioneel tyd saam met die Here wil spandeer nie. Is ons prioriteit is iets wat ons baie oor moet herbesin. Is prioriteit is om dit wat die belangrikste is daar te plaas. En Jesus sê hier so mooi, wanneer jy dit doen, wanneer jy die koningsheerskappy van God, wanneer jy God eerste soek, raai wat, dan sal alles anders bygevoeg word. As jy oor en oor daai vraag vra, ek wens net iemand kon iets doen aan dit wat verkeerd is. Jesus sê, maar soek net dit wat reg is. Soek net, staan net in 'n verhouding met my en raai wat gaan gebeur. Al daai goed sal bygevoeg word. Maar wanneer mense dink aan prioriteit, en mense dink aan verskillende dimensies van ons lewe, kom ons wees eerlik met mekaar vir 'n klein oomblik en invloed kerk. Ek dink dis waarmee julle die beste is op die oomblik. Is net om eerlike gesprekke te oor hoe lyk ons prioriteite. Is wanneer 'n mens dink aan werk, is ons werk daar om net ons eie roem en ons eie rykdom te bou, of is dit daar om God te eer en te sê, maar die Here het my geseën met talente en gawes en alles wat ek doen. Alles wat ek doen, of dit nou is om nommers bymekaar te maak, of dit nou is om iets te bou, of dit nou is om oral uit te gaan en goed uit te deel, om iets af te lewer, doen ek dit met so hard, dat die Here sal sê, ek is trots op jou. Wel gedaan, my seun, wel gedaan, my dogter. As ons dink aan ons families, as ons dink aan die tyd wat ons spandeer met ons families, is ons kinders, en hoor my, ek is net so skuldig, is ons kinders meer op 'n tablet of op 'n foon, as wat hulle by hulle pa's en hulle ma's sit en hoor, van die goeie God wat daar buite is, van die goeie goed wat God al gedoen het. Sit ons as pa's nog by ons kinders en hou hulle vas en vertel hulle van wat dit beteken om 'n man van God te wees, om 'n vrou van God te wees. Sit ons nog by ons families en praat oor die goeie dae. En dan enetjie natuurlik. Hulle waarsku jou altyd, en kyk, ek's daarom nog jonk en dom, maar hulle waarsku jou altyd, moenie oor geld praat nie, want wragtig, jy gaan hulle verloor. Maar wanneer ons kyk na geld, en hoor my gaga, ek is glad nie om te praat en te sê, gee net jou geld vir kerk nie, dis nie wat my hart is. Is daar 'n sekere bedrag, waarmee die Here jou elke maand vertrou. Wat doen jy daarmee? Is jy 'n rentmeester wat jou geld bestuur om eer aan sy naam te bring? Is daar sekere hoeveelheid geld wat gebruik word om sy koninkryk uit te bou? Is daar sekere hoeveelheid van jou finansies wat gebruik word om goed te doen, om verder te gaan en sy koninkryk en sy goeie nuus te verkondig? Die probleem is, as ons dit nie doen met ons geld nie, raai wat gebeur? Is dit raak die ding wat net eendag agterbly? Duisende miljoene rande vir wat? En daarom is my hart altyd, en dankie tog, ek volgende week daarom nie hier, as jy nie heeltemal van hierdie boodskap hou nie, maar hy is daarom terug, so jy kan gerus wees, maar wanneer jy dink aan geld, wat doen jy daarmee? Is om geld te saai, is die beste ding wat jy kan doen. As jy net dink aan goeie besigheidsmanne, hulle sal altyd sê, daar moet ten minste iewers 'n belegging lê. En ek stem 100% saam. Maar partykeer moet ons besef dat die belegging wat ons sit dalk in kerk,
gaan daaroor dat daar 'n ligbalk nodig is. Die meeste van julle wat hierso sit, is as gevolg van iemand se vrygewige hand, 'n vrygewige hart. Nee, Jonathan, ek het per ongeluk hier opgedag. Ja, jy kan dit sê. Maar daar was bemarking, daar was prediking, daar was 'n uitnodiging, daar was mense om jou wat jou genooi het. Is jou verhouding met God werklik jou eerste prioriteit? Dit is 'n konfronterende vraag vir elkeen van ons en daarom is dit belangrik om te besef jy kan nie leef en jy kan nie doen wat reg is vir God as God nie jou eerste prioriteit is nie. Daarom maak jou verhouding met hom jou eerste prioriteit. En ek kan jou waarborg, die worsteling, die vrae wat jy het rondom dit wat reg en verkeerd is en hoe kan dit reggemaak word. So Jesus hier in sy woord, in 'n lewende verhouding met hom, deur sy gees binne jou, sal hy hierdie goed aan jou kom openbaar. En dalk, is jy een van die mense, een van die disippels wat hy nodig het, om hierdie probleem aan te spreek. So die vraag wat ek dan vra, want hierdie klink bietjie uitdagend om eerlik met julle te wees, toe ek opgesaai het om 'n pastoor te word, toe was dit vir my die beste ding om te dink, ek gaan swat vir 3 jaar, en ek leer die Bybel, want dit klink nogals amazing om te sê, al wat jy doen is, jy swat en jy leer oor die Bybel, en dan werk jy net elke Sondag. Ek meen, hoe lekker kan dit nie wees nie. Meeste van julle is jaloers en dink, ja, ek wil ook so werk hê. Maar hulle het my baie gevang op daai ene. Kyk, hulle het nou nie heeltemal vir my gesê dat hierdie week moet jy seker maak alles is reg en jy moet mense gaan sien en by mense gaan sit. Ek het net gedink, wow, ek gaan net elke Sondag opdaag, lekker met mense kuier, miskien 'n boodskap bring en dan gaan ek huis toe. Maar een ding wat ons moet besef is dit werklik die moeite werd om so te probeer leef? Is dit die moeite werd om nie net reg te doen voor God nie, maar reg te wees in jou menswees voor God? Is dit genuine die moeite werd? Is dit die moeite werd om deur al hierdie moeite te gaan en te sê, maar ek is 'n kind van die Here. Ek wil doen wat reg is voor hom. Nou Paulus is besig om 'n brief te skryf en Paulus is iemand wat reg geleef het, maar sy hart was glad op die regte plek nie. As hy dit goed reg gekry om presies reg te lewe, al die wette te volg, maar in sy hart het hy hierdie haat vir mense gehad wat hulle self Christene noem. Hierdie nuwe beweging van mense wat ewe skielik draai na 'n plek toe waar genade genoeg is en jou dade is nie meer iets waarvoor jy verantwoordbaar hoef te staan en hy dink net, hy haat hierdie. En al wat hy wil doen is, hy wil reg lewe en hy gaan en hy probeer so ver as moontlik meeste Christene wat hy ken, probeer hy vermoor. En Paulus skryf hierdie brief waar hy heeltemal omgekeer het, hy beleef Jesus en hy het regtig iets in sy hart, het nie net verander dat hy reg moet lewe, want om iemand dood te maak kan nie reg wees nie, maar ook in sy hart lewe hy so reg en hy skryf die volgende vir mense wat dalk die vraag vra, maar is dit die moeite werd om so te lewe? Hy skryf in Romeine 3 vers 9 tot 10, hy sê, waarop kom dit neer? Ek ben hierdie reg lewe, hierdie reg doen wat reg is voor God, waarop kom dit neer? Waarop kom lewe neer? En hy sê, is ons as Jode dan beter as die ander? En in ons konteks mag hierdie dalk 'n bietjie van 'n ander vertaling wees, is ons as Christene dan beter as ander dalk mense wat nie glo nie, mense wat nie die reëls volg nie? Hy sê dan glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie Jode, Christene en nie Christene in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie. Selfs nie een nie. Paulus kom tot die konklusie, iemand wat al die reëls gevolg het, almal wat, hy het elke wet wat daar is geonderhou. En sy lewe verander heeltemal en hy staan aan die ander kant en hy sê, selfs toe ek al die wette geonderhou het, raai wat, was ek nog steeds nie regverdig voor God. God is te heilig. As jy hier sit en jy vra vir jouself die vraag, maar is dit die moeite werd om reg te lewe? Is Paulus se uitnodiging en wat hy basies sê is of jy kan die onregverdige voordeel van Christus se genade geniet en beleef, of jy kan die regverdige oordeel van mense vat. En ek weet nie wat se kant kies jy nie. Ek het al voorgestaan waar mense oordeel uitspreek. En het nie so lekker uitgewerk nie.
En jy mag dalk sê, Jonathan, dis baie maklik vir jou om hierdie te sê. Dit is maklik vir jou om hier te staan en te sê, maar leef reg. Ek meen, jy werk mos by 'n kerk en jy is 'n soort van 'n pastoor, so dit is baie makliker vir jou. Jy weet nie waar ek is nie, jy het nog nooit die onreg beleef nie. Jy het nog nie 'n huweliksmaat gehad wat op die egbreek gepleeg het. Jy het nog nie iemand afgesterf van die dood wat dit nie verdien het nie. Jy het nog nie iemand verloor in 'n ongeluk nie. Jy het nog nie 'n onregverdige transaksie laat deurgaan want jou kinders moet eet by die huis nie. En jy is 100% reg. Ek kan nie dink hoe dit moet voel om myself op daai plek te sit nie. Maar een ding wat ek moet sê is, die laaste 2 weke weet ek hoe dit voel, dat iets onregverdig is. So, 2 weke terug het ek een van my broers verloor. 39 jaar oud. Breinaneurysme is soos 'n beroerte, soos 'n hartaanval. Seun is in graad 7. Ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel as iets gebeur en maak jy saak hoe sterk jou geloof is nie, dat jy net voel, Here, dit is net regverdig nie. Maar Paulus skryf hierdie brief om ons een ding te laat besef. Dat ons soek na regverdigheid. So ek wil net hê iemand moet iets regmaak. Ek wil net hê iemand moet iets fix. Is 'n geleentheid vir jou om iets te besef en te beleef, dat God se genade is onregverdig. En wanneer hy geregtigheid laat geskied, en glo my, daar gaan 'n dag wees, dat die regverdige God sy reg gaan laat geskied, en dit gaan regverdig wees, glo jy my? Maar op daai dag wil hy nie ons moet voor hom staan en net reg lewe nie. Hy wil hê ons moet werklik reg staan. En ek is net ongelooflik mal oor hoe Jesus hierdie vers wat ek in die begin vir ons gelees het afsluit. So as jy sit met 'n leemte in jou hart, as jy sit met 'n honger na Jesus, sê hy in Matteus 5 vers 6, hy sê, die gelukkig is die wat honger en dors na voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. As jy sit vanoggend en jy het 'n gat in jou hart, as jy het hierdie soeke na meer, as die Here wil regverdigheid laat geskied, sy hartbegeerte is dat jy reg moet lewe, maar nie ten koste van jou siel nie. Nie ten koste van wie jy is nie. So my vraag aan jou eintlik is, maar is jy reg om te doen wat reg is? Want Jesus se uitnodiging is baie eenvoudig. Regverdigheid sal geskied, maar ek wil hê jy moet my vertrou in die intussen. So wat is dit op die oomblik wat jou weghou om te sê, maar hier is ek regverdig? Waar in jou lewe? Is dit 'n plek waar jy nog iemand vergewe het nie? Strek dit na jou huwelik toe, strek dit na jou kollegas toe, strek dit na jou vriendegroepe toe? Is dit iets wat gebeur het toe jy klein was en jy wag nog steeds vir daai regverdige oomblik? Asseblief hoor my. Ek bemin nie dit nie, ek sê nie dit nie gebeur nie, wat ek probeer vir jou sê is, geregtigheid sal geskied. Maar God is so honger, so belang vir jou hart om op die regte plek te wees. Dat hy nie net hier kom en hy graag net wil oordeel uitspreek nie, as hy wil geregtigheid laat geskied met herstel in elkeen van ons. Soos jy reg om te doen wat reg is. Kom ons sluit ons so. Here, ons kan nie glo dat Paasfees al verby is en ons het 'n tyd gehad om te reflekteer en net te dink aan hoe groot U is en hoe goed U is en Here, dat U bereid was om af aarde toe te kom en soos Johannes dit beskryf het,
om te kom en te sterf, om die wêreld te red nie. Maar Here, U het nie net gekom om te oordeel nie, want Here, U hart was nie net om te kom om te oordeel, U hart was om te kom om te red. En Here, ons wil so graag reg lewe. So baie van ons wat vanoggend hier sit en die behoefte en die begeerte het om reg te lewe voor U. Ons van ons wat hier sit en voel, maar mense om ons moet regkom en Here, ek kan nie dink hoe dit moet voel dat wanneer mense om ons is en daar soveel ongeregtigheid laat plaasvind dat ons net sal besef dat Here, U is besig nie net met ons nie, maar mense om ons. Geef ons die krag, geef ons die wysheid om die verskil te kan onderskei en help ons om 'n hart te hê wat soos U op soek is na herstel. Wat op soek is na genesing, wat op soek is na heelheid. Maar Here, vir elkeen van my vriende vanoggend wat graag daai besluit wil maak. Om te sê, maar ek wil reg leef voor God. Here, bid ek so vir 'n geleentheid. Dat hulle, as hulle werklik daai besluit vanoggend wil maak, dat hulle dit sal doen. En as jy sit en jy wil graag daai besluit maak vanoggend, jy hoef nie op te staan, jy hoef nie te stres nie, jy nie embarrass nie. Maar dat jy in jou hart nou sal sê, Here, ek neem U aan as my verlosser, as my saligmaker, as my God, as my redder. En Here, U hoor nou elke liewe stem wat daai besluit maak. En ons eer U daarvoor. Here, U was so geregtig. Tog het U soveel genade gehad. Here, met kwessies en probleme reg rondom ons, bid ek so, Here. Kom en bring herstel. Geregtigheid natuurlik, maar kom bring herstel. Mag ons nie net sisteme en mense wees wat reg lewe nie, maar Here, mag ons ook in ons harte werklik 'n soeke en 'n belang na U hê. Here, ek bid so vir elke persoon hier binne. Mag elkeen van ons daai soeke na U hê. Here, dankie vir 'n geleentheid vanoggend om iets te kon ervaar en iets van die stem te kon hoor. Here, ons is so lief vir U. In Jesus naam. Amen.